Nou, vandag se lesie begin ons met funksies. En vandag se les is nou 'n inleiding, 'n induidingslesie tot funksies. 'n Funksie kom voor wanneer daar 'n spesifieke verwantskap tussen twee veranderlikes x en y voorkom. Nou, in graad 9 het julle geleer van funksies en verwantskappe en ons het geleer van vloeidiagramme. En julle het geleer 'n vloeidiagram lyk soos volg. Ons het geleer van ons x-waardes en ons x-waardes het ons gesê is dan elke keer ons insetwaarde of invoerwaarde. Insetwaarde of ons invoerwaarde is ons x'ie. En ons het gesien, maar wat doen ons? Ons sit x in hierdie proses in. Nou hierdie was ons funksie. Hierdie is ons funksie, maar dit is dan met ander woorde die proses wat gebeur met die bewerking van x. So ons kan amper sê dit is ook soos 'n fabriek. So ons sit vir x aan die een kant in, dan gebeur hier 'n proses en dan spoeg hy vir ons 'n y-waarde uit. So ons y-waarde het ons gesien is ons uitsetwaarde. Uitsetwaarde of ons het ook gepraat van ons uitvoerwaarde. Dit was mos nou ons vloeidiagramme waarmee ons in graad 9 kennis gemaak het. Okay. So, as ons vir x kies, kon ons vir x enige waardes gekies het. Ons kan met ander woorde x kies is -1, 0, 2 of 4. Nou elke keer as ons nou die -1 insit in hierdie proses, dan gaan ek kry y is gelyk aan 3 maal -1 -1 en dit gee vir my -3 -1 is -4. Dan sien ek, as ek -1 ingesit het, kry ek 'n -4 antwoord uit. Net so kan ons mos nou met elkeen van hierdie aangaan. As ek 'n 0 insit, dan kry ek y is gelyk aan 3 maal 0 -1 en 3 maal 0 is 0, -1 gee vir my 'n antwoord van -1. So dan spoeg hy hier vir my 'n -1 antwoord uit. Jy kan hierdie proses nou volhou. Met ander woorde, wat sien ons in hierdie geval? Ons sien met ander woorde, x is ons onafhanklike veranderlike. Omdat x ons onafhanklike veranderlike is, beteken dit ons kan met ander woorde enige waarde vir x kies. Wat sien ons van y? Y is ons afhanklike veranderlike. Ons sien dus met ander woorde, y is ons afhanklike veranderlike. Nou as y ons afhanklike veranderlike is, beteken dit met ander woorde, dat die waarde van y hang af van die waarde wat ons vir x gekies het. Dit is hoekom x ons onafhanklike veranderlike is en y ons afhanklike veranderlike. Nou, ons kry verskillende maniere om funksies voor te stel. Nou, die eerste manier wat ons na gaan kyk, is deur 'n vergelyking. En julle het nou al baie geleer van vergelykings, julle het al geleer om vergelykings op te los. Nou, 'n vergelyking is ook 'n manier om 'n funksie voor te stel. Julle ken nou al byvoorbeeld, as ons kyk na voorstellings deur 'n vergelyking,
Ken julle al byvoorbeeld y is gelyk aan 3x plus 2? Dit is een waarmee julle nou al gewerk het. Nou, 'n ander manier wat ons hierdie ook kan skryf is deur f van x is gelyk aan 3x plus 2. Met ander woorde, wat ons uit hierdie uitsien, wat baie belangrik is y is 'n funksie van x. Met ander woorde, y en die skryfwyse fx beteken presies dieselfde. Ons kan hom ook skryf as 'n funksie van x wat afgebeeld word deur 3x plus 2. So die afbeelding gaan ook die y-waarde wees. As ons hierdie funksie gaan oplos en ons kies byvoorbeeld vir x verskillende waardes, dan kan ons hierdie versameling voorstel. As x gelyk is aan 1, dan gaan ek kry 3 maal 1 plus 2, dan is my y-waarde 5. Nou net so kan julle sien enige waarde wat ek vir x kies. As ek vir x 2 kies, dan gaan ek kry 3 maal 2 plus 2, wat 6 plus 2 is, wat met ander woorde 8 is. As ek x kies as 3, dan kan ek kry dat y is met ander woorde 3 maal 3 plus 2, wat 9 plus 2 is, wat vir my 'n waarde gee van 11. En so kan ek nou aanhou met my x. Hierdie is met ander woorde my koördinaatpare. So hierdie tipe is nou in my koördinaatpare geskryf. En funksies kan ons nou altyd in 'n kartesiese vlak voorstel. Fx is dus 'n funksiewaarde, naamlik dis die y-waarde wat afhanklik is van die x-waarde. So, as ons nou kyk na 'n paar voorbeelde. Die eerste enetjie, as ons nou het fx is gelyk aan 3x minus 1. En hulle sê nou vir ons byvoorbeeld, bepaal f3. Of hulle sê vir ons, bepaal f min 1. Of hulle sê vir ons, bepaal die f van 4a. Dan beteken dit mos nou, ek gaan in my x se plek 'n 3 skryf. Met ander woorde, ek gaan sê die f van 3 gaan gelyk wees aan 3 maal 3 minus 1. En dit gee vir my 3 maal 3 is 9 minus 1 is 8. Nou net so as ek kyk na f van min 1, dan beteken dit, ek moet die y-waarde bepaal as x gelyk is aan min 1. Met ander woorde, ek sê f min 1 gaan ek in my x se plekkie 'n min 1 sit. Ek het nou 3 maal min 1 min 1. En dit gee vir my min 3 min 1 is min 4. Nou as ek kyk na die f van 4a, dan beteken dit ek moet in x se plek 'n 4a sit. Met ander woorde, ek gaan skryf 3 maal 4a minus 1. En dit gee vir my 12a minus 1. 'n tweede voorbeeldjie waarna ons kan kyk is, as ek nou byvoorbeeld die skryfwyse het gx. Onthou ons werk nou maar hier met die alfabet, so as fx gebruik is, f is nou die algemene een wat ons gebruik, omdat f die 'n funksie is,
gaan ek nou G kan gebruik, ek kan H gebruik, ek kan K of L gebruik. Gx is nou 'n funksie van x wat lyk soos 2x plus 1 maal met x minus 1. So as hulle nou vir my vra, ek moet bepaal die G van min 1. In hierdie geval het ons nou Gx, so G is ook 'n funksie van x, en as hulle vir ons vra, bepaal die G van min 1, dan beteken dit nou weer presies dieselfde, dat ek in x se plek moet ek 'n min 1 gaan sit. So ek gaan uitwerk die G van min 1 gaan met ander woorde wees 2 maal min 1 plus 1 en dan min 1 min 1. So as ek dit oplos, kry ek min 2 plus 1 gee vir my min 1 maal met 'n min 1 min 1 is min 2, min maal 'n min is 'n plus, 1 maal 2 is 2. Nou die derde tipe voorbeeldjie wat hulle hier vir ons kan sê, is hulle gee nou vir ons fx. En fx sê hulle vir ons is 4x plus 5. Nou vra hulle vir my, bepaal x. As dit vir my gegee word dat fx gelyk is aan minus 10. Met ander woorde, wat hulle nou hier vir ons in werklikheid gegee het, is ons y-waarde. En onthou, ons fx verteenwoordig mos nou ons y-waarde. Fx sê y is 'n funksie van x. Met ander woorde, ons gaan sê hierdie 4x plus 5 moet gelyk wees aan min 10. Dan gaan ons vir x oplos met ons algebra manier wat ons nou altyd al geleer het, nee, so ons vat ons plus 5 oor, so ons het 4x is gelyk aan minus 10 minus 5, met ander woorde 4x is gelyk aan minus 15. Ek wil x alleen hê, dan gaan ek mos nou deel aan die linkerkant. Om die x alleen te kry, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry x is minus 15 op 4. So dit was dan die eerste manier hoe 'n funksie voorgestel kan word, is deur 'n vergelyking, en dan kan ons hierdie algebra sommer elke keer doen met dit. Nou die tweede manier wat voorgestel word, is deur tabelle. Nou die tabelle het julle ook laas jaar al gedoen. Ek gaan nie vreeslik baie tyd aan dit spandeer nie, want julle is al bekend met dit. En julle gaan dit regtig nie so baie gebruik vorentoe nie, maar julle moet weet hoe om dit te doen. Goed, so wanneer ons tabelle gaan gebruik, dan gaan ons tabelle trek. Ons het ons x-waardekies en ons y-waardekies, en onthou, ons x is ons onafhanklike veranderlike. Met ander woorde, ons kan hom as enige waarde kies. So ons kies vir x 'n klomp waardes, en dan gaan ons y-waardes uitwerk volgens dit. So as ons x het, ons net gou ons tabel klaar teken. So as ons vir x argumentsonthaalwe die waardes kies minus 2, 0, 1, 2 en 3, dan beteken dit ek stel mos nou elke keer die waarde in my vergelyking in om my y-waarde te kry. So ek gaan kry y is gelyk aan 3 maal min 2 min 2, en dit gee vir my min 6 min 2 is min 8. Met ander woorde, ek kan my min 8 daar inskryf. Die volgende een het ek y is gelyk aan 3 maal 0 minus 2, en dit gee vir my 'n antwoord van minus 2, so ek kan minus 2 in my tabel invul.
volgende een het ek y is gelyk aan 3 maal 1 minus 2 en dit gee vir my 'n antwoord van 1. So ek kan 1 in my tabelletjie invul. Volgende enetjie gee vir my y is gelyk aan 3 maal 2 minus 2 en 6 minus 2 is 4. En dan kan ek 4 in my tabel invul en die laaste ene wat ek kry is y is gelyk aan 3 maal 3. 3 maal 3 minus 2 is 9 minus 2 gee vir my 'n antwoord van 7 en ek kan 7 in my tabel inskryf. Goed, so dit was dan met die tabelle metode, manier wat ons 'n funksie voorstel. En dan is die volgende manier wat ons kry om 'n funksie voor te stel, is deur grafieke. Nou, ons gaan al hierdie grafieke nou leer teken, en 'n funksie kan ons nou altyd op ons kartesiese vlak voorstel. So ons derde manier is grafieke. Ek gaan net 'n paar grafieke sommer vir julle teken, wat julle kan sien al die verskillende maniere wat ons 'n funksie kan voorstel op ons assestelsel. Goed, so onthou nou, met ons grafiekies het ons x-as en ons y-as, dit is op ons kartesiese vlak. X is my onafhanklike veranderlike, y is my afhanklike veranderlike. In ander woorde, my y-waarde hang elke keer af van my x-waarde. Nou die een manier wat ons een funksie voorstel, dit het julle al in graad 9 ook gedoen, is 'n reguit lyn. Ander een wat ons kan doen, is 'n parabool. Ons gaan leer hoe om al hierdie verskillende funksies te teken. Nog 'n ander voorstelling wat ons kan doen, is 'n hiperbool. So dit is alles voorbeelde van funksies. Met ander woorde, as ons hier kyk, is hierdie eerste enetjie is my reguit lyn. Hierdie tweede een is my parabool. En die derde een is my hiperbool. Een laaste funksie wat ons ook nog op 'n grafiek voorstel, op ons kartesiese vlak met 'n x en 'n y-as, is 'n grafiek wat so lyk, en ons praat van dit as 'n eksponensiële funksie. Nou onthou, hierdie is net die inleiding tot funksies, so ons gaan elkeen van hierdie gaan ons nou nog in detail leer. Goed, so dit is die maniere wat ons dit kan voorstel. Dan is daar nog 'n vierde manier, en dit is deur afbeelding. Ek gaan nie aan dit baie tyd spandeer nie, want hierdie manier gebruik julle eintlik nooit nie, so julle moet net bewus wees van afbeelding. So as hulle vir my sê, ek het x en ek beeld x af, hy word 2x plus 1, dan kies ek my waardes vir x is 1, 2, 3 en 4, dan beteken dit net as ek 1 in x se plek insit, dan gaan ek kry 2 maal 1 plus 1 en dit gee vir my 'n antwoord van 3. Nou net so met 2, as ek 2 insit is die afbeelding 5, as ek 3 insit is die afbeelding 7, as ek 4 insit is die afbeelding 9. Nou as ek het x en hy word afgebeeld as x kwadraat minus 1, dieselfde beginsel geld. As ek 0 insit, dan gaan dit word 0 se kwadraat minus 1 en dit gee vir my 'n antwoord van minus 1.
As ek 2 insit, dan gaan ek kry 2 maal 2 is 4 minus 1 is 3. As ek 3 insit, kry ek 3 maal 3 is 9 minus 1 is 8. As ek 10 insit, dan kry ek 10 maal 10 is 100 minus 1 is 99. Goed, so dis die verskillende maniere wat 'n funksie voorgestel kan word. Nou kom ons gaan kyk, want dis een van die belangrike goed waarby ons nou moet uitkom, is die definisie van 'n funksie. Hoe definieer ons 'n funksie? En hierdie is baie, baie belangrik. Dit is nodig dat julle dit mooi verstaan. Goed, so ons definisie van 'n funksie sê vir ons, 'n funksie is 'n verwantskap tussen 2 veranderlikes, x en y, sodat vir elke x-waarde daar 1 en slegs 1 en slegs 1 y-waarde is. Dit is baie, baie belangrik. Elke x het 1 en slegs 1 y-waarde. Nou is daar maniere wat ons dit kan toets. En die een manier hoe ons dit kan toets, is deur grafies te toets. OK. Julle kan hierdie leer, want dit gaan julle in matriek ook toepas. So, kom ons kyk. As ons 'n grafiese toets doen, ons het mos nou gesê, ons grafieke het ons 'n reguit lyn, of ons het 'n parabool. Ek gaan almal net weer teken, dan gaan julle mooi kan sien hoe ons dit grafies toets. Goed, so kom ons kyk. As ons 'n toets wil doen of 'n grafiek 'n funksie of nie 'n funksie is nie, dan gaan ons dit grafies toets. So ons het ons kartesiese vlak met ons x-as en ons y-as, en ons het ons grafieke wat op ons kartesiese vlak getrek word. So hierdie is alles ons funksiegrafieke. Kom ek maak die parabool andersom. Goed, so ons het nou ons reguit lyn. Ons het ons parabool. Ons het ons hiperbool. En ons het ons eksponensiële grafiek. So as ek nou hierdie grafies wil toets, of 'n grafiek 'n funksie is of nie 'n funksie nie, dan gaan ek my liniaal vat en ek gaan 'n vertikale toets deur my funksie doen. So, of deur my grafiek doen. As ek so vertikale toets doen, dan moet ek sien, as ek 'n x-waarde het, moet hy 1 en slegs 1 y-waarde hê. So julle kan sien, vir daai x-ie sny hy nou as ek my vertikale liniaal vat en ek trek hom oor die reguit lyn, gaan ek sien vir elke x-waarde gaan hy slegs op 1 plekkie my grafiek sny. Maak nie saak wat my x-waarde is nie, hy het net 1 plekkie waar hy my grafiek sny. En omdat hy net 1 plekkie het waar hy my grafiek sny, beteken dit elke x-waarde het 1 en slegs 1 y-waarde. Nou dieselfde geld as ek hier by my parabool kom. So as ek met my lyn deur my parabool gaan, dan kan ek sien
maak nie saak waar nie, hy gaan vir daai x net 1 y-waarde hê. Vir hierdie x het hy net 1 y-waarde, so hy sny my grafiek net op een plek, as ek met 'n vertikale liniaal deur hom gaan. So dit maak dat elkeen van hierdie, maak nie saak hoe ons kyk nie, 1x het 1 y-waarde. Daar het 1x het 1 y-waarde. Hy sny hom net een keer. By my hiperbool elke keer ook. Kan julle sien daar, as ek met die vertikale liniaal weer om toets. Dan beteken dit, daai is elkeen 'n funksie. Dieselfde as ek nou hier by die eksponensiële grafiek kom. Elke x het 1 en slegs 1 y-waarde, want dit is my definisie van 'n funksie, né? Maak nie saak waar ek hom toets nie. Hy sny net een keer. Goed, so om te weet dat 1 nie 'n funksie is nie, gaan ons byvoorbeeld, kom ons kyk as ons gou nog 'n assestelsel teken. Nou, julle doen nie dit meer in graad 10 nie. Dit is uit die syllabus uitgehaal, maar as jy kyk na 'n sirkel byvoorbeeld. As ek nou die liniaal toets vat, en ek gaan met die liniaal op 'n vertikale liniaal deur hom, dan kan ek nou sien, hierdie x het 1, 2 y-waardes. Met ander woorde, dit maak dat hy nie 'n funksie is nie. Nou dieselfde, hierdie x het dan nou 1, 2 y-waardes. Goed, so met ander woorde, hierdie een kan ek sien is nie 'n funksie nie. Want hy het vir elke x-waarde het hy 2 y-waardes, so hy voldoen nie aan die definisie van 'n funksie nie. Maar as ek nou, sê maar net 'n halwe sirkel het, ek het net 'n halwe sirkel, dan gaan ek nou weer sien, as ek nou wel die funksietoets doen, dan beteken dit, hy is wel 'n funksie, want my x-waarde het net 1 y-waarde. Orals as ek met my vertikale lyntoets deur hom gaan, dan kan ek sien, elke x-waarde het 1 en slegs 1 y-waarde. Met ander woorde, 'n halwe sirkel kan ek wel sê is 'n funksie. Onthou, ons x-waarde is onafhanklik, want ons kan hom kies wat ons wil hê hy moet wees, en ons y-waarde is afhanklik. So kom ons kyk nou net na 'n paar voorbeelde, as ons nou nie dit grafies toets nie, wanneer ons ander voorbeelde ook het. As ons byvoorbeeld het die versameling van getallepare, ons het 3 en 2, 4 en 5, ons het 8 en 25, en ons het -1 en -11. As ek nou na dit kyk, kan ek sien hy is wel 'n funksie, want as ons mooi oplet, sien ons, elke x-waarde het 1 en slegs 1 y-waarde. As ek nou kyk na 'n volgende versamelingkie, ek het nou hierso 3 en 4 is my een getallepaar, dan is my volgende getallepaar ook nou 3 en 5. En dan het ek nog 'n getallepaar van 5 en 6. Dan kan ek nou duidelik sien, hy is nie 'n funksie nie. Hoekom is hy nie 'n funksie nie? Hy is nie 'n funksie nie, want hier sien ek 'n 3 en hier sien ek 'n 3. Met ander woorde, 1 x-waarde het 2 y-waardes. So die oomblik as 1 x-waarde meer as 1 y-waarde het, dan beteken dit
dat hy nie 'n funksie is nie. As ons byvoorbeeld kyk na die volgende, ons sien y is gelyk aan x kwadraat en ons het nou in ons tabelletjies, kom ons probeer gou vinnige tabelle teken. As ek het y is gelyk aan x kwadraat, as ek my x's instel, dan gaan ek kry, ek het 1 en 4 en 16 en 25. Nou kyk, my x-waardes, elke x-waarde, so as x minus 1 is my y-waarde 1. As my x-waarde 1 is my y-waarde ook 1, maar onthou, hy is wel 'n funksie, want my x-waarde het 1 en slegs 1 y-waarde. 1x het net 1 y-waarde. Goed, so, met ander woorde, ons kan sien elke x het 1 en slegs 1 y-waarde. Nog 'n voorbeeld is ons het y is gelyk aan 3x minus 1. Hierdie kan julle ook nou al as 'n lineêre funksie erken, want julle het mos nou al in graad 9 gewerk met 'n reguit lyn. So as ek 0 insit, kry ek 'n antwoord van minus 1 uit. As ek 1 insit, kry ek 'n antwoord van 2 uit. As ek 2 insit, kry ek 'n antwoord van 5 uit. En hierdie is my x-waardes en hierdie is my y-waardes. Met ander woorde, ek kan sien dit is ook 'n funksie, want hoekom? 1x het slegs 1 y-waarde. As ek nou na 'n volgende voorstellingkie kyk, ek het nou x is minus 1, en as ek hom insit, en ek kry die y-waardes wat ek kry is 0, 1 en 2, en hulle stel dit vir ons so voor, dat as x min 1 is hy 0, as hy min 1 is hy 1, as hy min 1 is hy 2, dan kan ek sê hierdie 1 is nie 'n funksie nie. Want wat sien ek? Ek het 1x het 3 eie. So dit is hoe ons nou weet wanneer 'n ding 'n funksie is. Nou het ons funksies het definisieversamelings en waardeversamelings. Wat ons nog leer ken by funksies is definisieversamelings en waardeversamelings. Ons definisieversameling kan hulle baie keer ook praat van ons gebied. So dis baie belangrik dat julle die naam ook onthou van gebied vir 'n definisieversameling, maar hierdie werk moet julle regtig mooi seker maak van. So wat is ons definisieversameling? So ons definisieversameling is ons versameling van alle toelaatbare waardes van x. Met ander woorde, dis al die waardes van x wat in die funksie toelaatbaar is. Dan kry ons waardeversameling. So ons waardeversameling praat ons ook van as ons terrein. So as die definisieversameling die versameling van alle toelaatbare waardes van x is, wat sal ons waardeversameling dan wees? Dis reg, dit gaan dan die versameling van alle toelaatbare waardes van y wees. So ons waardeversameling gaan oor die versameling van y. OK. Nou om dit te onthou, kan ons nou skryf, ons definisieversameling is ons
gebied en dit is ons x-waardes. Ons waardeversameling is ons terrein en dit is ons y-waardes. So, om dit agter te kom, kan ons sien D kom voor W in die alfabet. Net so kom G voor T in die alfabet. En net so kom X voor Y in die alfabet. So die een wat eerste in die alfabet staan, definisie, D vir definisie, en jou X-waardes gaan saam. Jou waardeversameling is altyd jou Y-waardes. Ons gebruik versamelingskeerdernotasie of intervalnotasie om 'n definisieversameling of 'n waardeversameling te skryf. So voorbeelde van dit is ek sê ek het 'n definisieversameling. My definisieversameling sê ek is mos my x-waardes. Sê ek met hierdie skryfwyse sê ek x is groter of gelyk aan -3, maar kleiner as 4 en x is 'n element van reële getalle. Dis my versamelingkeerdernotasie of ek kan hom skryf in my intervalnotasie wat vir my sê x is 'n element van, en onthou hierso het ek nou die ingesluit, met ander woorde ingesluit is 'n blokhakie, is 'n element van -3 af en dan gaan hy tot by 4. En x is nou kleiner as 4, met ander woorde die 4 is uitgesluit, so hy gaan 'n ronde hakie wees. Julle het hierdie werk aan die begin van die jaar gedoen, so julle moet weer mooi gaan kyk na dit. My waardeversameling gaan oor my y-waardes. So as ek sê y is kleiner of gelyk aan 3, y 'n element van reële getalle, dan gaan ek dit in intervalnotasie skryf as y is 'n element van minus oneindigheid tot by 3. En onthou nou weer die 3 is ingesluit, so dit is 'n blokhakie. Wat baie belangrik is, in hierdie gevalle, vir oneindigheid of min oneindigheid, het ons altyd net ronde hakies, want onthou hulle is nooit ingesluit nie, ons kan ons nou nie 'n perk sit op hulle nie. So dit is hoekom oneindigheid tot min oneindigheid altyd ronde hakies het. So as ons 'n paar voorbeelde het, die vraagie sê vir ons moet die definisieversameling en die waardeversameling bepaal van elk van die volgende. Nou gee hulle hier vir my 'n versameling van getallepare, en onthou, as ons nou kyk na hierdie, dan kan ons sien, hierdie is ons x en ons y-koördinate, nee, so ons het altyd 'n xy koördinaat. Nou ons definisieversameling gaan oor ons x-waardes. Met ander woorde, ek kan sê my definisieversameling is 1, 2 en 3. As ek kyk na my waardeversameling gaan oor my y-waardes. Met ander woorde, my waardeversameling gaan gelyk wees aan 2, 4 en 9, want dit gaan oor al my y-waardes. Hier het ek nou fx, wat my funksie van x is 4x minus 1,
en hulle sê vir my, x moet groter wees as 0 en kleiner wees as 7, en x is 'n element van heelgetalle, dan gaan my definisieversameling is nou al my x-waardes. So hy is groter as 0, die eerste heelgetal groter as 0 is 1. Dan sy 1, 2, 3, 4, 5 en 6, want die laaste heelgetalletjie wat kleiner is as 7, is 6. So as ek nou my waardeversameling moet bepaal, dan gaan ek nou 1 in my fx insit, né? So 5 maal 1 is 5 minus 1 is 4. 5 maal 2 is 10 minus 1 is 9. 5 maal 3 is 15 minus 1 is 14. 5 maal 4 is 20 minus 1 is 19. 5 maal 5 is 25 minus 1 is 24. En 5 maal 6 is 30 minus 1 is 29. As ons nou kyk na nog 'n grafiese voorstelling en ons moet nou ons definisie en waardeversameling bepaal. Ek het my x-as en ek het my y-as en hier het ek nou 'n halwe sirkel. Goed, so hierdie halwe sirkel sê vir my hierdie x-waarde is minus 3, my ander x-waardekie is 3, my y-waarde is 3. En hulle vra nou vir my die definisieversameling. Nou my definisieversameling gaan oor my x-waardes. Met ander woorde, wat sien ek met my x-waardes? My x-waardes gaan nou van minus 3 tot by 3. Met ander woorde, ek kan skryf minus 3 kleiner of gelyk aan x, kleiner of gelyk aan 3, x 'n element van reële getalle. Of as ek dit in intervalnotasie skryf, dan sê ek x is 'n element van minus 3 tot by 3. As hulle nou vir my vra oor my waardeversameling gaan oor my y-waardes. So as ek nou kyk wat is my y-waardes, my y-waardes kan ek hier sien is 0. En my y-waarde hierdie boonste een is 3. Met ander woorde, hierdie is al my y-waardes wat toelaatbaar is vir hierdie skets. Met ander woorde, ek gaan sê my waardeversameling is y moet groter of gelyk wees aan 0, kleiner of gelyk aan 3, y 'n element van reële getalle, of as ek dit in intervalnotasie skryf, dan kry ek y is 'n element van 0 tot by 3. Goed, want onthou, al hierdie x-waardes is ingesluit, soos al daai y-waardes ingesluit is. Hulle kan nou vir ons nog 'n grafiekie gee, en die grafiekie kan nou die grafiek wees van 'n parabool, en hulle kan hierdie parabool beperk. Met ander woorde, hulle teken nou hierdie parabool vir ons so, en hier op hierdie punte sit hulle nou oopkolle. Kan julle nog onthou wat beteken 'n oopkol? 'n Oopkol beteken hy is uitgesluit. So hierdie is die punt min 2 en 4, en hierdie is die punt 2 en 4. Hierdie punt hierso sê dit vir my is die punt 0 en min 3. Goed, so as hulle vir ons vra oor ons definisieversameling, onthou ons definisieversameling is ons x-waardes. Nou wat is my x-waardes? In hierdie geval kan ek sien, as ek hierdie waarde aflees, hier is hy min 2 en hier is hy 2.
En onthou, daai oopkol beteken hy is uitgesluit. Met ander woorde, my x-waardes is al die waardes tussen -2 en 2. So as ek hom skryf, is dit -2, maar nou is dit net, is kleiner as x, en net kleiner as 2, x 'n element van reële getalle. Want daai oopkol sê vir my alles is uitgesluit. Of ek kan sê x is 'n element van, en 'n oopkol is 'n ronde hakkie van -2 tot by 2. As ek nou gaan kyk na die waardeversameling is my y-waardes. Goed, nou my y-waardes is die onderste y-waardetjie, die kleinste y-waarde wat ek moes nou hier sien is die -3, want dit is daai y-waarde. Die maksimum y-waarde wat ek sien is die 4. Met ander woorde, hierdie grafiek dek al die waardes tussen -3 en 4. So dit gee vir my waardeversameling. So my waardeversameling is -3, kleiner of gelyk aan, want onthou, hy is ingesluit hier, y, maar hy is net kleiner as 4. Y is 'n element van reële getalle. Of in intervalnotasie kan ek skryf, y is 'n element van -3 tot by 4. Nou kry ons ook nog beperkings. So, die beperkings wat ons kan kry, moet ons baie mooi na oplet. Want onthou, deling deur 0 is ongedefinieerd, so ons kan nie deel deur 0 nie. En 'n negatiewe getal onder 'n vierkantswortel is nie reëel. Met ander woorde, as ons nou funksies of vergelykings kry, wat een van hierdie bevat, gaan dit vir ons 'n beperking gee. So, as ons nou kyk na die volgende. As die vraag nou byvoorbeeld vir ons vra, bepaal die definisieversameling en die waardeversameling van elk van die volgende. Dan het ons nou byvoorbeeld y is gelyk aan 4x minus 3. Maar onthou nou, die vierkantswortel van 'n negatiewe getal is nie reëel. Met ander woorde, daai 4x minus 3, wat onder die vierkantswortel staan, moet groter of gelyk wees aan 0. So, ongelykhede het julle al geleer oplos. Ons los dit op dieselfde manier op as wat ons algebra vergelykings oplos. Ons kry met ander woorde 4x is groter of gelyk aan 3. Ons gaan deel deur 4, met ander woorde, ek sien x moet groter of gelyk wees aan 'n 3/4. So as ek nou my definisieversameling skryf, dan gaan my antwoord wees x is groter of gelyk aan 3/4. X is 'n element van reële getalle. Of as ek dit in intervalnotasie skryf, dan kry ek x is 'n element van 'n 3/4 tot oneindigheid met my ronde hakie. Nou as ek kyk na hierdie waardes, dan gaan ek mos nou sien die vierkantswortel van y. As x gelyk is aan, as 4x minus 3 gelyk is aan 0, kry ek die vierkantswortel van 0. Met ander woorde, y gaan dan gelyk wees aan 0. Maar enige ander waarde van x wat groter is as 'n 3/4, met ander woorde, as x 1 is, kry ek 4 maal 1, minus 3 is die vierkantswortel van 1, wat 1 is. So, y gaan groter of gelyk wees aan 0. Y 'n element van reële getalle. As jy hom in intervalnotasie skryf, dan skryf jy y is 'n element van 0 tot oneindigheid.
As ek kyk na y is gelyk aan minus 2 op die vierkantswortel van 3x plus 1. Dan moet ons nou weer gaan kyk, onthou ongedefinieerd. Ongedefinieerd beteken deling deur 0 is ongedefinieerd. Met ander woorde, as ek hierna kyk, gaan ek sien hy gaan ongedefinieerd wees as 3x plus 1 gelyk is aan 0. Met ander woorde, daarom gaan hy ongedefinieerd wees as x gelyk is aan min 1/3. So hy mag nie ongedefinieerd wees nie, met ander woorde my 3x plus 1 moenie gelyk wees aan 0 nie, daarom moet x nie gelyk wees aan min 1/3 nie. Verder weet ons nou, hy gaan reëel wees as 3x plus 1 groter of gelyk is aan 0. Met ander woorde, as ek dit oplos, gaan ek kry dat 3x groter of gelyk is aan min 1, met ander woorde, x is groter of gelyk aan min 1/3. Maar onthou nou net, ons het hier gesê, x mag nie gelyk wees aan min 1/3 nie. Met ander woorde, hier gaan my oplossing dan nou net wees, x moet groter wees as min 1/3 vir daai om te kan bestaan. Nee, want onthou, x mag nie gelyk wees aan min 1/3 nie, daarom gaan hy net groter wees en nie groter of gelyk nie. So, as ek nou gaan kyk na my definisieversameling, wat my x-waardes is, gaan dit wees, x is groter as min 1/3 en x is 'n element van reële getalle. Of as ek hom nou skryf in intervalnotasie, kry ek x is 'n element van min 1/3, ronde hakkie oor hy uitgesluit is, tot by oneindigheid en nog 'n ronde hakkie. As ek gaan kyk na my waardeversameling in die geval, gaan ek nou enige waardetjie vir x groter as min 1/3 instel. Net so as ek 0 instel, as x nou byvoorbeeld 0 is, dan gaan ek kry y is gelyk aan minus 2 op 3 maal 0 plus 1 se vierkantswortel, en dit gee vir my 3 maal 0 is 0 plus 1, 1 se vierkantswortel is 1, en dit gee vir my, met ander woorde, die kleinste waardetjie wat y kan wees is minus 2. Maar onthou nou, vir al die waardes van y, gaan die kleinste waardetjie minus 2 wees. En hierdie x-waarde gaan alles kleiner wees as 0. Want omdat hierdie negatief daar is, omdat ek hierdie negatief het, het ek altyd hier 'n negatief gedeel deur 'n positief, want hierdie wat onder die lyn staan moet 'n positief wees, gaan my antwoord altyd negatief wees. So, x is kleiner as 0, en dan, y is kleiner as 0, met ander woorde, y is 'n element van reële getalle. As ek hom moet skryf in intervalnotasie, dan gaan ek kry min 2 tot by 0. My derde voorbeeldjie wat ek het is, y is gelyk aan 3x op 2x plus 1. Goed, met ander woorde, hy gaan ongedefinieerd wees as 2x plus 1 gelyk is aan 0. Met ander woorde, 2x plus 1 mag nie gelyk wees aan 0 nie, met ander woorde,
x mag nie gelyk wees aan min 'n half nie. So as ek my definisieversameling skryf, dan gaan ek kry x is nie gelyk aan min 'n half nie. X is 'n element van reële getalle. X kan nou enige ander waarde wees. Okay. So dis dan my definisieversameling. As ek my waardeversameling moet bepaal, dan gaan ek x die onderwerp maak. Met ander woorde, ek moet eintlik vir x oplos in terme van y, né? So ek het y is gelyk aan 3x op 2x plus 1. So om dit reg te kry, gaan ek maal met my 2x plus 1 aan albei kante. Nee, so ek maal met 2x plus 1 aan albei kante. Dan gaan ek sien aan die regterkant kanselleer dit uit en ek kry 2x plus 1 maal met y is gelyk aan 3x. Dit gee met ander woorde vir my 2xy plus y is gelyk aan 3x. As ek die algebra doen, gaan ek die 2xy oorvat na die 3 toe, so ek het y is gelyk aan 3x minus 2xy. Nou kan ek my x gemeenskaplik uithaal, so ek het 3 minus 2y, en nou gaan ek om x te kry, gaan ek deel aan albei kante, so ek gaan deel deur 3 minus 2y, wat ek regs doen, moet ek links doen. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan y op 3 minus 2y. Nou kan ek weer sien, hy gaan ongedefinieerd wees. As wat? As 3 minus 2y gelyk is aan 0. Met ander woorde, daarom mag 3 minus 2y nie gelyk wees aan 0 nie. As ons dan vir y oplos, dan kry ons y mag nie gelyk wees aan 3 op 2 nie. So my waardeversameling gaan dan nou wees, y is nie gelyk aan 3 op 2 nie. Y is 'n element van reële getal. Die laaste stukkie wat ons nou moet doen net gou is nog ons nulpunte van 'n funksie. So hoe werk ons nulpunte van 'n funksie? Wat is die nulpunte? Nulpunte van 'n funksie is die waardes van x wat die funksiewaardes gelyk aan 0 maak. Dit wil sê, dit is die waardes waar my grafiek die x-as gaan sny. Met ander woorde, as ons nou kyk, hierdie funksiewaardes, daai funksiewaardes is my y-waardes. Okay, met ander woorde, nulpunte van 'n funksie is die waardes van x, waar my y-waardes 0 gaan wees. Met ander woorde, as ek byvoorbeeld kyk na y is gelyk aan 2x plus 2, dan is hierdie my funksiewaarde. En my funksiewaarde moet gelyk wees aan 0. Met ander woorde, ek het nulpunte waar 2x plus 2 gelyk is aan 0. Ek gaan die algebra doen, met ander woorde, ek vat die 2kie oor, ek kry 2x is gelyk aan min 2, met ander woorde, x is gelyk aan min 1. Dieselfde kan ek nou sien as ek byvoorbeeld 'n y het wat gelyk is aan x² min 1. Dan weet ek nou weer, hierdie is my funksiewaarde.
en my funksiewaarde moet gelyk wees aan 0. Met ander woorde, ek gaan my 0 punte kry deur te sê dit is waar x² minus 1 gelyk is aan 0. Nou aan die linkerkant kan julle die verskil van vierkante erken, né? Ons los hom op, soos wat julle al geleer het om kwadratiese vergelykings op te los. Ons faktoriseer en ons 2 hakies, 1 hakie plus, 1 hakie minus, so ek kry x plus 1, x min 1. Met ander woorde, my 0 punte gaan wees waar x plus 1 gelyk is aan 0, met ander woorde x is gelyk aan min 1, of dan nou waar x minus 1 gelyk is aan 0, met ander woorde waar x gelyk is aan 1. Goed, met ander woorde, as ons nou hierdie mooi in 'n kartesiese vlak gaan skryf, in koördinaatvorm gaan skryf, gaan my eerste voorbeeldjie se 0 punte die punt min 1 en 0 wees, en hierdie tweede voorbeeld gaan min 1 en 0 wees, en 1 en 0. Goed, dis dan nou hierdie lekker lywige lesie rondom die inleiding van funksies, maar ons kan hiervandaan af, kan ons dit nou net mooi inoefen, deur julle huiswerk mooi te voltooi. Geniet dit!